Ons is besig om deur Filippense te werk. Net 'n herinnering, Paulus skryf Filippense aan die gemeente in Filippi, die eerste gemeente in Europa. Gemeente wat begin is waar daar baie min Jode was. Paulus moes by die rivier gaan, Handelinge 16, en vir Lydia daar ontmoet, en sy na gesin word gedoop, en dis die begin van die kerk. Die feit dat hulle rivier toe gegaan het, om Jode te kry, waar Paulus gewoonlik in die sinagoge toe gegaan het, beteken dat daar minder as 5 Joodse mans was. 5 Joodse mans was nodig om 'n sinagoge te begin. So hier is heeltemal 'n ander tipe wêreld vir Paulus, waar daar gewoonlik 'n klomp Jode was, met wie hy oor die Ou Testament kon praat, is hier in Filippi nie dit nie. Klein groepie. En dan eindig Paulus in die tronk, en dan skryf hy hierdie brief vir hulle. In die eerste deel van die brief sê hy vir hulle, moet my nie jammer kry dat ek in die tronk is nie. Want die feit dat ek in die tronk is, het gemaak dat die Romeinse keiser se wag, die soldate van Christus gehoor het. Julle moet bly wees daaroor. Dis okay as slegte dinge met julle gebeur. Dis okay as swaar kry oor julle kom. Want dis 'n geleentheid. Dan gaan hy na die ouer in die tweede deel, en hy sê, hoe lewe ek dan? Dan hierdie half opskrif, lewe as 'n verloste mens. Lewe as iemand wat verlos is. Ek lewe nie as iemand wat probeer om reg te lewe, sodat ek eendag kan hemel toe gaan nie. Ek lewe nie as iemand wat probeer om die regte dinge te doen, sodat ek eendag nie gestraf sal word nie. Ek lewe as iemand wat klaar verlos is. Wat klaar gered is, wat klaar vrygespreek is. Die hofsaak's verby. Ek is klaar onskuldig bevind. Hoe lewe ek nou? Die bekende Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, wat gesê het God is dood, het as 'n predikant se seun groot geword, was self 'n predikant. Hy het sy geloof verloor, en een van die redes hoekom hy sy geloof verloor het, is hy het gesê, as Jesus die waarheid is, hoekom lyk Christene nie meer gered nie? Hoekom lyk Christene nie asof hulle verlos is nie? As dit die waarheid is, dat al jou sondes vergewe is, as dit die waarheid is, dat jy vrygespreek is, dat die waarheid is dat jy onskuldig bevind is, as dit die waarheid is, dat God jou sy kind gemaak het, dat die waarheid is, dat wanneer jy doodgaan, jy na God toe gaan, as dit die waarheid is, dat niks jou van God se liefde kan skei nie, hoekom lyk jy nie so nie? Hoekom lyk jy nie gelukkig nie? Hoekom lyk jy nie verlos nie? Hoekom lyk jy nog bekommerd? Hoekom lyk jy nog bang? Opdrag wat die meeste in die Bybel voorkom is, moenie bang wees nie. Lyk ek en jy soos iemand wat klaar verlos is? Ons lewe in 'n onseker tyd, ons lewe in 'n tyd waar daar niemand regtig weet wat gaan gebeur die volgende maand nie, volgende week nie. Lyk ek verlos? Leef ek met vreugde en vrede? Of is ek kwaad, angstig, onvrede? Vra dit vir jouself vandag. As ander na my kyk, kan hulle sien dat ek verlos is. Kan hulle hoor dat ek verlos is. Lewe ek as 'n verloste mens?
Here God, dankie dat ons verlos is. Dankie dat ons sonde vergewe is. Dankie dat ons skuld afgeskryf is. Leer ons, help ons om so te lewe. Amen.